Die vers wat ek net nog gelees het, eindig met die vader wat na die verlore seun toe hardloop. Hy omhels en hy soen hom. Hierdie is 3 werkwoorde van aksie, wat toon op die vader se inisiatief, en dat hy volkome versoen is met sy seun. Ja, hierdie toneel skets baie emosie, meer as wat enige woorde ooit kan doen. Die vader was duidelik baie bly om sy seun te sien, en hy kon nie sy liefdesinisiatief wat nog al die pad in sy hart was, net enigszins terughou nie. Die feit dat hy die een was wat na sy seun toe gehardloop het, spreek van die inisiatief, van die liefde wat in sy hart was. Liefde sit nie en wag nie, maar gaan onmiddellik tot aksie oor, sodra die geleentheid daar is. In Johannes 4 vers 19 sê, ons het hom, dit is vir God, die Vader lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Die krag van God se liefde lê daarin dat dit sy inisiatief was om ons eerste lief te hê, en dat hierdie liefde onvoorwaardelik is. En omdat dit sy inisiatief is, word daar ook geen prestasie van ons kant af verwag nie, om sy liefde te verdien nie. Hy is lief vir ons op grond van wie ons is, en nie op grond van ons reputasie nie. Die feit dat die vader die verlore seun omhels het, is sprekend van die waarheid, dat ware liefde nie plek maak vir afstand nie. Ware liefde lei na intimiteit, lei na ononderbroke interaksie. Die sondeval, ja, het afstand gebring tussen God die Vader en die mens. En daardie skeiding was die grootste seer vir God se liefde, want agape liefde produseer eenheid en intimiteit. En hierdie liefde raak gefrustreerd as daar skeiding en afstand is. As heidene was ons uitgesluit van Israel se verbonde. Maar deur Christus se bloed kan ons almal nou in God se teenwoordigheid wees. Is dit nie net so wonderlik nie? Handelinge 2 vers 39 sê, wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Efesiërs 2 vers 13 sê, maar nou is julle een met Christus Jesus, julle wat vroeër ver van God geleef het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Die Vader het die verlore seun omhels, hom gesoen. Geen prentjie kan beter spreek van versoening as hierdie nie. Die woord versoening het selfs die woordjie soen in, waar daar geen skeiding of afstand meer is nie. Want daar was niks negatiefs in sy hart teenoor sy seun nie. Die Vader het nie sy seun veroordeel nie, en hy was ook nie kwaad vir sy seun nie. Daarom soen hy hom, want dit spreek van geen vyandskap of negativiteit nie, dit spreek van eenheid. En in sy hart was die Vader elk geval ten volle versoen met sy seun. Al was die seun nie versoen met sy vader nie. Ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 18 tot 19, dat alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van die versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Soos ons al reeds gesien het, verteenwoordig die jongste seun die ongelowige wêreldling wat verdrink in sy sonde. En hierdie wêreldling dink oor God vanuit sy sonde ervaar. Die jongste seun het dus vanuit sy eie wêreld van sonde, 'n sonde-evangelie aangeneem, 'n evangelie wat die mens veroordeel, heeltyd fokus op sonde, skuld en oordeel en mislukking, en dat jy nie goed genoeg is nie, en dat jy soveel
moet doen om in God se guns te bly. Dis 'n evangelie wat fokus op die probleem van sonde en hoe dit reggestel moet word. Dit het die Vader egter glad nie in sy hart gehad nie. Die Vader het nie eens daarop reageer toe sy kind begin bely dat hy gesondig het nie. Want die Vader dink nie oor sy seuns vanuit hulle dade nie, maar vanuit hulle wese van wie hulle is. Die Vader dink volgens identiteit, jou stand, wat hy bepaal, terwyl die sonde-evangelie oor die algemeen dink vanuit hul eie dade en werke en wandel en in terme van wat hulle verdien. Die oudste seun verteenwoordig die kerkmens, die godsdienstige mens, wat hierdie sonde-evangelie omhels en dit ook projekteer op die mense in die wêreld en heeltyd vingerwys en veroordelend is, want hulle voel God doen dit met hulle, nou doen hulle dit weer met ander, en hulle vergelyk, ons is daarom beter as die ander, want ons doen hierdie klompie mooi dinge. Maar in alles, soos die oudste seun, is daar geen verhouding met die Vader nie, en so is godsdienst op prestasie gefokus, op werke, en op veroordeling en skuld en sonde, en nie op wat die Here eintlik bedoel het nie, naamlik dat ons 'n liefdesverhouding met hom sal hê. Let tog op dat beide seuns in hierdie huis van die Vader gebore is, en aanspraak het op die huis en die erfporsie. Maar in Christendom is die fokus in die eerste plek nie dit wat jy het nie, en wat jy uiteindelik kan kry nie. Hierdie verhaal leer, dit gaan oor 'n verhouding met die Vader. Die jongste seun het uit die huis uit weggeloop, sy lewe opgemors en teruggekom vir, nou ja, minder, maar steeds voordele van versorging vanuit hierdie huis. En dit is die hart van die sonde-evangelie, naamlik om die Here aan te neem, die Here te bely, maar vir die voordeel om die hel te mis en eendag hemel toe te gaan, en daarom om hom as 'n noodmaatreël of 'n spaarwiel aan te hou in die tye van nood, as ek siek is, as ek finansiële uitdagings het, ensovoorts. So die jongste seun het terug huis toe gekom, maar met 'n heeltemal verkeerde motivering. Hy wil net terugkom by die Vader vir die voordele van die huis. Nêrens is dit vir ons verduidelik of hy enige ware verhouding met die Vader gehad het nie. Die oudste seun was in die huis, het in die huis gebly, maar ook geen verhouding met die Vader gehad nie. Hierdie seun is die voorbeeldige kerkmens, wat alles doen wat reg is, in hulle oë, maar steeds geen verhouding met God het nie. Die jongste seun het sonde gepleeg, maar weet jy wat? Die oudste seun het godsdienst gepleeg. En dit is nie duidelik uit hierdie gedeelte of enige van hierdie twee seuns wel uiteindelik 'n verhouding met die Vader gehad het nie. En dit maak juis hierdie gelykenis, die gelykenis van die twee verlore seuns. Die fokus van die verhaal egter, en die ware les wat ons moet leer hier, is egter die Vader wat altyd konstant vanuit die onvoorwaardelike liefde wat in sy hart lewe, in verhouding met ons optree. Dit is die hart van die ware Christus lewe. Dit is interessant dat die woord nie in enige van die twee seuns se geval vir ons vertel wat hulle uiteindelike reaksie teenoor die Vader was nie. Die jongste seun het teruggegaan huis toe en sy plan was om sy vader te beïndruk met sondebelydenis. Sy motief om weer versorging te kry uit die huis. Dit beteken nie dat sy sondebelydenis nie opreg was nie. Ons weet nie of hy uiteindelik tog besef het wat in die hart van sy vader aan die gang is nie. Ons weet ook nie of die oudste seun die hart van die Vader uiteindelik verstaan het en hoe hy oor hulle voel as seuns nie. God soek nie dat jy 'n keuse vir die evangelie maak vir die voordele wat jy konsuis daaruit sou ontvang nie. God soek 'n keuse vir hom wat sal
uitloop op 'n verhouding met hom. Die groot les in die gedeelte is nie wat die twee seuns se uiteindelike reaksie was nie. Dis 'n storie sonder einde, omdat ons die einde van die storie sal skryf met ons keuse. Ek en jy word deur hierdie storie opgeroep om die godsdiens van die twee seuns te los en by die hart van die Vader uit te kom. Kom weg van die godsdiens van die jongste seun se sonde-evangelie en kom uit die goeie kerk godsdiens van die oudste seun en gaan terug huis toe, terug na die hart van die Vader. Daar is 'n baie groot verskil tussen godsdiens en ware Christendom. Die Vader in die verhaal, soos ons kon sê, verteenwoordig ware Christendom, maar die twee seuns verteenwoordig godsdiens, wat 'n vervalsing is, of 'n nabootsing is van Christendom. Die wese van godsdiens fokus op werke as verdienste vir redding, en dat alles eendag in die toekoms sal regkom. Christendom daarenteen funksioneer in die nou alreeds klaar is die afgehandelde werk van Jesus Christus aan die kruis en die opstanding van toepassing. Godsdiens fokus op die toekoms, Christendom op nou. Godsdiens sê, eendag sal jy regverdig wees, eendag sal jy heilig wees, eendag sal jy volkome vergewe wees, eendag sal jy gered wees. En so kan ons aangaan, alhoewel die hart van godsdiens altyd dieselfde is, druk dit sigself uit in verskillende vorme, soos ons byvoorbeeld in die gelykenis van die twee seuns sien. Godsdiens opereer volgens die boom van kennis van goed en kwaad. En daarom kry mense goeie godsdienstige mens. En jy kry 'n sondebewuste godsdienstige mens. Die een roem in sy werke en die ander een roem in die diepte van sy sondes. Maar beide verteenwoordig presies dieselfde godsdienstige gees. In die gelykenis is die jongste seun die sondebewuste godsdienstige mens of wêreldling. En die oudste seun is die goeie godsdienstige mens. God, ons Vader, stel nie in goeie of slegte godsdiens belang nie. Hy stel in ware verhouding belang. Maar kom ons kyk 'n bietjie na die verhaal van die oudste seun. Die meeste mense praat baie en verskriklik lank oor die jongste seun en die diepte van sy sonde, en mis die lesse wat daar te leer is in die lewe van die oudste seun. Kom ek probeer om 'n paar van hierdie lesse uit te lig, wat sterk typerend is van die kerkmens, wat so sterk fokus op goeie lewe en goeie werke.